Aluma Capital, altyd aan die groei. En Tanya de Venterbijker sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Tanya. Môre julle. Tanya, ons begin by Musi Maimane wat druk vir laer brandstofheffings. Baie interessant, Musi Maimane van Bossa Build One South Africa wat vra dat die regering nie die petrolprys gaan verhoog volgende maand nie, maar eerder laer heffings gaan hef. Ek is bevrees, ek dink nie hy gaan dit regkry nie, want as ons na die hele situasie kyk op hierdie stadium, is dit 'n klein bietjie kommerwekkend. Die Vryheidsfront Plus wat gister gesê het, daar is reeds brandstoftekorte landswyd. Netwerk 24 wat ook vanoggend vroeg 'n storie opgelaai het oor brandstof wat nou drups gewys verkoop word in sekere gedeeltes van die land. Een van die petrolstasies of vulstasies eerder in Craddock wat reeds geen diesel meer het nie, en ook van die landbouorganisasies wat sê dat hulle moes reeds die dieselprys op partyplekke verhoog. Kyk, diesel mag jy mos self verhoog, maar petrol mag nog nie, mag jy nie, dit word gereguleer. So op hierdie stadium is daar plekke waar dan petrol verkoop teen minder as wat hulle op die eind op hierdie stadium moet betaal om dit te kry. En dit natuurlik as gevolg van die konflik wat daar op hierdie stadium in die Midde-Ooste is. Intussen hou die regering aan om te sê, moenie bekommerd wees nie, alles is onder beheer. En dat die brandstof is al aangekoop, maar die brandstof wat ons aangekoop het, moet ons nog bereik. Nou, daar is ook 'n moontlike verklaring daarvoor dat paniekaankope veroorsaak, dat mense nou op hierdie stadium meer gebruik, maar of dit nou paniekaankope is of nie, die ekonomie kan nie bekostig dat daar enigstens brandstoftekorte is nie. Nee, verseker nie. En dit is iets wat mens moet dophou ook om te kyk, maar ek dink almal moet net asemhaal. En ons hoop, en ek weet Pierre het nou nog sê vertrou wat Gwedi Mantashe sê, maar hopelik is die planne in plek. Het ek regtig gesê vertrou wat Gwedi Mantashe sê? Met 'n vraagteken. Was 'n vraagteken. Ja, maar hopelik is daar verstaan die regte planne in plek om seker te maak dit sien ons deur hierdie onstuimigheid. Ek kan my wel indink dat as jy baie diesel verbruik, as jy 'n vragmotormaatskappy is of jy's 'n boer wat baie diesel moet verbruik, ek kan my indink dat jy 'n klein bietjie paniekerig raak. Ja, verseker. Ja, soos ek gister gesê, daar is mense in die Weskaap wat vir my sê hulle sukkel alreeds om 'n groot maat diesel selfs in die hande te kry. Tulbagh ook, ja. Juis daardie area. Nou ja, die ANC se top 7 sê hulle sal self onderhoude voer met burgemeesterskandidaate en niemand kan vir hulle voorskryf nie. Dit voel vir my party daar asof die ANC slegs by monde van Fikile Mbalula praat. Maar hy het nou 'n perskonferensie gehou waarin hy gesê het die ANC sal seker maak dat die regte kandidaate in Metro staan vir burgemeesterskandidaate. Wel, ek sou se dink want hulle kan nie bekostig om aan te gaan soos wat hulle nou aangaan nie. Hy het in dieselfde asem die versekering gegee dat Dada Morero nêrens heen gaan op hierdie stadium in Johannesburg nie. Ons het vroeër die week gehoor, daar is sprake daarvan dat daar ANC-lede in Johannesburg is wat hom uit die kussings wil lig, maar lyk vir my dis twee verskillende faksies in Johannesburg van die ANC wat teen mekaar baklei. En hy het gesê dat hy hulle gaan toespreek, dit gaan nie gebeur nie, en dat Dada Morero net daar gaan bly. So ek kan my indink dat hulle gaan handpick as het ware, want hulle kan nie bekostig om enigstens 'n fout te maak nie. Dit is wel vir my baie interessant dat hulle nog nie gereed is met hulle kandidaate nie. En dat hulle eers Junie, Julie wil afskop met hulle veldtog. Dis vir my baie laat as jy kyk hoe ander partye se kandidaate reeds aan die gang is, aan die werk is, om nie eens te praat van campaigning nie. Tanya, kom sê my eerlik, tydige voorbereiding en toekomsvisie is nie 'n ding wat mense altyd met hierdie party assosieer nie. Veral nie as jy dink dat die burgemeesters wat aangestel word dan ook mense is wat die toekomsvisie moet hê om instandhouding te doen vir diensverskaffing in hulle onderskeie munisipaliteite nie. Dan verstaan mense hoekom selfs hierdie proses traag voorkom en waarskynlik te laat begin. Waarskynlik te laat, en ek is ook 'n bietjie angstig oor die moontlike kandidaate wat hulle in gedagte het. Dan die nuutste van die Madlanga-kommissie en die ad hoc komitee. Ja, so baie interessant, as ons gou by die ad hoc komitee begin, generaal Julius Mkhwanazi wat natuurlik verlede jaar, nou al amper 'n jaar terug, Junie, sy perskonferensie gehou het. Nhlanhla. Sorry, jammer, vir hom verskoning. Julius Mkhwanazi is die skelm, Nhlanhla Mkhwanazi. Ekskuus die beweerde skelm wat sy perskonferensie gehou het, om uit te lig
wat aangaan in die polisie en in die regstelsel. So het Klenus Breitenbach, die DA-LP, vir hom nou gevra, maar waarom het hy daai spesifieke perskonferensie bymekaar geroep? Waarom het hy die nood daarvoor gesien? En sy antwoord is vir my baie interessant, dat hy sê, hy het al hoe meer gesien hoe word daar half beheer geneem oor die polisie, en hy sê hy was bang, hulle gaan die land oorneem. Soos amper, hy sê dit nie, maar dit klink amper soos asof hy bang was vir staatskaping 2.0. Want hy sê, as jy die mag het, wat dan? En dis toe dat hy besluit het, okay, nou moet hy intree en iets doen. Hy sê, generaal Fani Masimola, die nasionale polisiekommissaris, het hom herhaaldelik verseker, hy werk aan en hy gaan met die president praat daaroor. En dat het ook nie sy goedkeuring wegdra. Korrek, maar hy het toe besef, hierdie gesprek gebeur nie met die president nie, en dis toe dat hy besluit het. Sy het ook vir hom gevra, hoekom het jy in jou spesiale taakmagklere die media toegespreek en nie in jou polisieuniform of in 'n pak klere nie, en toe sê hy om die dringendheid van die boodskap oor te dra. Kyk, daar's 'n verskil tussen 'n staatsgreep en staatskaping, mens moet dit duidelik sê. En Nhlanhla Mkhwanazi het gesê hy vermoed dat daar 'n staatskaping sou wees deur die sekuriteitsgroep. Hy het ook aan Klenus Breitenbach gesê, as jy die sekuriteitsgroep of die security cluster soos wat hulle dit noem, as jy dit beheer, dan beheer jy in wese die land. Hy was bekommerd dat die elemente wat dit beheer dan nou 'n sterk bande met georganiseerde misdaad. Maar as ons kyk na die absolute infiltrasie, want nou by die Mandlanga-kommissie aan die ander kant sien ons nou hoe die tentakels na die metro van Tshwane toe gegaan het. Op so 'n mate waar Kolofelo Morodi nou op spesiale verlof geplaas is, omdat sy ook betrokke was by 'n tenderproses en 'n spesiale partytjie wat daar vir haar gehou was. En dit was natuurlik nou Fani Nkosi, die tussenganger vir luitenant-generaal Shadrack Sibiya wat getuig het. En hoe dit nou uitkom dat daar sy broer was betrokke en Eugene Modise, die onderburgemeester van Tshwane, die finansiële LER van Tshwane, wat ook nou onder verdenking is. Waar al vrae oor was. Waar daar al etlike vrae oor was. So dit bekommer 'n mens dat hoe ver het dit ingegaan, daai tentakels. Absoluut. Ek dink ons gaan nog baie van die Mandlanga-kommissie en die parlementêre komitee leer en geskok wees daardeur. Ek voel hierdie ding loop dieper as wat 'n mens dink. Dan, in Pretoria se strate was daar nou die dag 'n skietery met 'n juweeldiewe. En een van die helde in die verhaal is toe nou gewond, maar daar is nuus. Dis nogal 'n interessante nuusbrokkie. So Chris Steinberg was een van die taktiese beamptes wat betrokke was om hierdie rowers te keer. Hy was aan diens op patrollie. Ek dink hy werk vir ProShield Security. Toe daar 'n juweliersrooftog plaasvind in Brooklyn Mall in Pretoria. Dis 'n mall wat al 'n paar keer deurgeloop het. In elk geval, hulle skiet hom toe in die skouer en hy was, as ek reg onthou, toe nou per helikopter hospitaal toe vervoer. Ja. Hy is ontslaan, maar hulle sê die skouer is op hierdie stadium okay, dat hulle nog nie die koel uithaal nie. Hulle wag eers vir die skouer om gesond te word. En ek sien Netwerk 24 wat van Dr. Angelique Kotse kommentaar gevra het, natuurlik die voormalige, en nou kan ek jou presiese titel onthou nie, maar sy sê dat dit is okay, die voormalige voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging, sy sê dit is okay as die koel niks daar doen nie, om eers die skouer gesond te laat word, voordat jy dit uithaal. Kan jy dink jy loop met hierdie koel rond? Maar Chris Steinberg, ek het ook so interessant, toe nou so gisterand gaan rondvra, blykbaar 'n baie formidabele man, hy's al 10 jaar betrokke in die sekuriteit en doen verskriklike goeie werk. So Chris, ons is baie bly hy het dit oorleef, en dat he can live another day to fight the good fight. Kampvegters teen misdaad, ons kan hulle almal hulle los besing. En hy het so 'n bietjie, kan 'n mens maar sê, hy het nou 'n chip op sy skouer? Haai, jene Peer. Ek wil net noem, hulle het daarom verdagtes vasgetrek in Sunnyside daai selfde oggend, so wel gedaan. Absoluut. Dan was 'n video van 'n robot wat 'n vrou laat skrik en dan raak die vrou gillerig, maar ek sou ook heel moontlik. Maar Jennifer, toe ek die storie lees, toe dink ek myself, laat 'n robot vir Jennifer van agter af 'n skrik maak. Nee, ek sal maar 'n robot aanrand. So ek weet nie of hulle vir ons die video afgelaai het om te wys nie, maar dit is ongelooflik, hierdie vrou wat loop en ewe skielik het sy die robot agter haar opgemerk. En sy trap toe die robot uit en sy sê vir hom, luister, het jy niks beters om te doen as om my die skrik op die lyf te jaag nie, né?
Met Maar nou- alles wat ek moet doen, dan doen jy nog dit op. Maar wat ek so geniet is om te sien hoe die polisie of die sekuriteit en dan skryf hulle daar die mismoedige robot weglei. So kyk, jy gaan nou sien op die video hoe hy so skies ek's jammer en sy trap hom uit, sy slaan hom amper met 'n sak. Kyk, die mismoedige robot word weggelei deur die En sekuriteit. dit is gesê hy is nie gearresteer nie, hy is net Ja, hy is ook weggelei. nie gekonfiskeer nie. Ek meen, wat 'n wêreld leef ons in as die robotte jou nou begin skryf maak. Julle actually selfde gereageer het as daai vrou. Ekskuus, jy sou met daai sak geklap Ek het laat sou hy daar heel trek. As jy nou 'n polisieman is, wat maak jy met so 'n robot in die toekoms? Jy kan hom nie arresteer, hy het nie identiteit nie, maar jy kan jy hom konfiskeer soos 'n kar wat op die verkeerde plek geparkeer is. Verstaan jy, wat moet jy nou doen? Gaan jy hom inteken? En dis 'n hy's soos 'n bemarker tipe van, hè. Hy Of kom iemand hom gebruik om 'n marketing vir hulle besigheid te doen. Ek dink die vrou dit nie waardeer nie. nee. Ja, dis natuurlik. was nie by vir daai nie, hoor. Ook net in China, van die ooste waar sulke goeders gebeur. Hier by ons nog nie. Ja. Ja, ons het genoeg ander robots. Die enigste robot wat ons hier plaas, die wat nie werk nie. Korrek. Ja. Dan, moet ons oor Paddapan praat. Ja, bedoel seker brakpan. O, skus, ja. So wat 'n lekker storie. Dis toevallig vandag ook Wêreldpaddadag. En 'n brakpan het hulle 'n brulpadda gered. So die SPC, die DBV het 'n oproep gekry van 'n fanatiese vrou wat baie bekommerd was want 'n brulpadda is in haar huis en hulle het toe, jy weet, eers gedink ag nee, regtig waar. Kan my ook voorstel dat Jennifer 100%. nie gelukkig gaan wees met 'n padda in haar sitkamer nie, maar hulle het toe besluit, jy weet, alle diere tel. En hulle het hom gaan red. Sy naam is nou Ferdi. Ferdi die padda van Brakpan. Ferdi het 'n spesiale VIP behandeling by die DBV gekry. En sy versorger, ek dink haar naam is Mariska, het hom gesoen om te kyk of hy 'n prins word, die prins van Brakpan. Gruwelijk nou, liewe jebel. Maar nee. Nee, hy het nou nie verander in 'n prins nie, maar Ferdi is okay. Ferdi gaan ook nog 'n dag lewe. Hy kan weer gaan opsit in die vlei met sy nooi en saam met elke liewe padda gaan kwak op spesiaal op paddadag. Ons is bly dit gaan beter met Ferdi nou. Maar is dit nie net lekker om ook hierdie se storie van good things guy. So is dit nie ook net lekker om net 'n lekker Goeie storie nuus. te kan hoor. Ja. Tanya, baie dankie vir die saamgesels en jy moet 'n heerlike naweek hê. Julle ook. Dis Tanya de Ventebyker, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.